Ons sê baie dankie aan die musiekspan. Ons skriflesing vanoggend is Romeine 8 vers 18 tot 23. Ons gaan aan met die reeks uit die boek Romeine uit. Voor ons daar saam lees, ek sit dit ook vir die teks op die skerm. Kom ons sluit net die oë en bid ons saam. Hemelse Vader, Here, ons buig voor U in aanbidding in hierdie môre. Ons harte is vol van dankbaarheid vir die onbeskryflike voorreg wat ons het om U ons Vader te kan noem, deur die Seun Jesus Christus, wat gekom het om ons te verlos. Ons aanbid U, ons eer U, ons loof U, ons prys U. Ja, Here, ons kyk in geloof na U, waar U in 'n ontoeganklike lig woon, en waar U as die Almagtige die heelal in die hand hou, en waar U regeer. Ons aanbid U as die Heilige, as die Almagtige, as die Ewige, as die alomteenwoordige God. Dankie dat U in die besonder met ons bemoeienis maak in U groot, onpylbare liefde. Ons verdien dit nie. Daarom aanbid ons U, daarom eer ons U, ons loof U, ons prys U. En ons wil bid vanoggend dat U weer met ons sal praat deur U woord, sluit dit vir ons oop deur U Gees. Ja, Here, dit is nie altyd eenvoudig nie, maar deur U Gees word U woord verlig en maak U dit ook vir ons duidelik. Skryf dit op ons harte en maak ons gehoorsaam aan U. Praat met ons, Here. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons lees saam vanaf vers 18. Paulus skryf: Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daarin onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid, die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe, saam met ons sug, ja in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons tema vanoggend is God se kinders sien uit na God se nuwe skepping, wat die lyding en sinloosheid van die ou skepping in heerlikheid verreweg oortref. Nou het jy al op 'n mistige oggend in die winter tussen berge gery. Daar in Natal kry jy dit nogals baie, waar jy niks kan sien nie. Alles is vaal. En jy moet stadig ry. Dan lyk dit omtrent so. En dan skielik lig die mis en die son breek deur en die asemrowende landskap met berge en klowe word verlig en is sigbaar deur die son se strale. Die een oomblik was dit net mis voor jou. Jy weet nie of jy jou ligte op bright moet sit en of jy hulle op dim moet sit nie, want jy kan niks sien nie. En dan skielik is die mis breek en die son kom deur, dan sien jy alles. Ons lewe hier op aarde is baie keer soos iemand wat in mistige weer ry. Jy kan niks sien nie. Alles is vaal. En jy verstaan nie wat jy sien nie. Dis baie keer die ergste. Jy verstaan nie wat jy sien nie. Geliefdes, wanneer die son van God se geregtigheid deurbreek met die Here Jesus se wederkoms en die nuwe hemel en aarde word sigbaar, gaan al God se kinders sonder woorde wees oor die asemrowende skoonheid en heerlikheid van die nuwe aarde. Hulle gaan nie woorde hê om dit te beskryf nie. Nou Paulus wil die gelowiges in Rome bemoedig, wat worstel, wat stry, wat ly, kyk by die mis van lyding en ellende verby en hoop op God se son van geregtigheid wat spoedig oor julle sal skyn. Kyk net verder, kyk net hoër. Nou as ek net kan saamvat, verlede week ook in Romeine 8
vers 1 tot 17 verkondig Paulus dat Jesus die mag van sonde en die dood aan sy kruisdood gebreek het. Dit het eintlik daar by Romeine 6 al begin. En in Christus is julle nie meer slawe van sonde nie. Deur die krag van die Gees kan julle in afhanklikheid van God in oorwinning oor julle ou mens en sonde lewe. En waarby ons ook uitgekom het, al is die pad van heiligmaking onvolmaak. Aan hierdie kant van die graf gaan ons nie volmaak wees nie. En dit gaan met gebrokenheid en stryd en lyding gepaard. Is dit tog 'n pad wat ons stap en ons ervaar hoe die Here ons verander. En julle wat die Gees ontvang het, is aangenome kinders van God. Die profeet Jesaja se beloftes oor God se nuwe aarde is vir julle as aangenome kinders bedoel, en julle is nie net aangenome kinders nie, julle is mede-erfgename van Christus. Ons het verlede week daarby ook stil gestaan. En dan het ons verlede Sondag gesien dat die Here lyding gebruik om ons as sy kinders voor te berei vir die hemelse heerlikheid wat wag op die nuwe aarde. Hy gebruik dit om ons voor te berei. Paulus het gesê, ons is mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Dis as te ware nie regtig 'n voorwaarde nie, dis net 'n proses. Heerlikheid word uit lyding gebore. Hemelse heerlikheid wag aan die einde van 'n smal pad van lyding. Daar's nie 'n ander pad of weg of manier waar deur ons die hemelse heerlikheid kan beerf nie. Dis die enigste pad. Daar's net een nou pad. Nie soos die moderator van die NG Kerk so tydjie terug oor RSG gesê dat elkeen van ons stap sy eie nou pad nie. Elkeen stap nie sy eie nou pad nie. Die nou pad is saam met Jesus alleen. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. En daai nou pad is nie maklik nie. Daarom is hy nou. Paulus se woorde van bemoediging aan die disippels van Antiochië bevestig dit. Hy het vir hulle gesê, ons moet deur baie ontberings heen in die koninkryk van God ingaan. Christus as ons verlosser moes eers ly en sterf voordat hy verheerlik kan word. Dieselfde patroon geld vir ons, sy volgelinge. Wie is ons om te dink ons kan dit vryspring as God die Vader dit vir sy seun beskik het? Ons, sy volgelinge in 'n godvyandige en 'n sondige gebroke wêreld. Hy was die volmaakte seun van God. Ons is nie volmaak nie. En wanneer ons elke dag ons kruis opneem en Jesus getrou volg, sal ons ervaar dat vervolging, teenstand, lyding, beproewing en ook siekte, dat God dit gebruik om die praktyke van die ou mens dood te maak, om ons te help om die ou mens af te lê. Ons ou mens, saam met Christus gekruisig, is nie meer in beheer van ons lewe nie, maar hy is nog steeds daar. Op die pad van heiligmaking sal ons ervaar hoe die Gees deur lyding die gekruisigde ou mens voortdurend afbreek, sodat ons hom kan aflê en met Christus bekleed word, sodat die nuwe mens in Jesus al hoe meer sigbaar word. Dis waarmee God besig is in jou lewe. Dis alwaar hy geïnteresseerd is. Hy is nie geïnteresseerd in jou bankrekening nie. Hy is geïnteresseerd om die beeld van Christus sigbaar te maak in jou lewe. Dis wat vir hom belangrik is. En dis waarmee hy besig is. En hy sal ons verander om meer en meer soos Jesus te word, totdat ons met 'n verheerlikte liggaam soos Christus in die hemel voor die Vader gestel word. Judas vat dit treffend saam, hy sê, om julle onberispelik en jubelend voor sy heerlikheid te stel. Dis wat hy wil doen. Dis waar hy julle wil sit. En nou kom ons by Romeine 8 vers 18. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Wat sê Paulus? Die lyding wat gelowiges in hierdie tyd of bedeling nou op aarde deurmaak, kan nie op enige manier vergelyk word met die heerlikheid van God waarin ons gaan deel kry met die wederkoms nie. Ons sê altyd jy moet appels vergelyk en pere met pere. Nou, jy kan nie hierdie twee goed met mekaar vergelyk nie. Dit val nie in dieselfde skaal nie. Al is die heerlikheid wat gelowiges gaan ontvang oorweldigend in vergelyking met aardse lyding, wil Paulus egter nie op geen manier gelowiges se lyding, beproewing, siekte en pyn afmaak as onbenullig nie. Dis ook belangrik dat ons dit sal besef. Jou swaar, jou beproewing, jou lyding, jou pyn, jou hartseer, maak nie saak hoe dit oor jou pad gekom het nie. Dit kan deur ander mense se sonde ook wees. Dit kan deur jou eie foute ook wees. Is nie onbenullig nie.
Want ook jou lyding is lyding met Christus. Die Here ken dit. Hy sal jou die krag gee om dit te verduur, terwyl die Here ook sy doel daarmee in jou lewe bereik. Hy is die Almagtige. Dis soos hy dit doen. Nou Paulus is hier vir ons 'n voorbeeld. Want hy skryf oor die goed. Paulus meer as meeste gelowiges, sy lyding was glad nie gering nie. Glad nie onbenullig nie. Inteendeel, hy het die ergste vervolging en lyding deurgemaak. Paulus wat self die kerk vervolg het, het verstaan wat beteken om met Christus te ly. Sy lewe was as te ware deurweek met lyding, elke dag en in elke opsig. En God het sy lyding uitgemeet. Want aan Ananias het die Here oor Paulus gesê, toe Ananias bang was om na Paulus te gaan na sy bekering, dan sê die Here vir Ananias, ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy ter wille van my naam moet ly. Mense wat nie die Bybel verstaan nie gaan sê, is dit nou 'n God van liefde? Maar hulle ken nie God se plan nie. Hulle weet nie waarmee God besig is nie. En in die Korintiërs skryf Paulus oor sy eie lyding. Hy sê, die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Paulus is by die punt wat hy gesê het, nou groet hy. Dis klaar. Hy kan nie langer uithou nie. Dis te erg. En in hoofstuk 11 beskryf Paulus in die Korintiërs die lyding wat hy moes deurmaak. Want daar was sogenaamde superapostels in die Korintiërs wat gesê het, as iemand so sleg gaan soos in Paulus gaan, dan kan God nie met hom wees nie. Amper soos vandag. 'n man van God se lewe lyk nie so nie. Gaan met hom goed. En dan kom Paulus en sê vir hulle, inteendeel. Dan sê hy vir hulle, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. Eintlik, dis die 83 vertaling, eintlik staan daar letterlik 40 minus 1. Hoekom 40 minus 1? Jy mag nie ou 40 houe gegee het nie, want moet 40 slaai om dood. So nou maak hulle dit 1 minder, dan sê ook so te sê dood. 5 keer het Paulus dit gehad. En 3 maal het ek lyfstraf gekry. En 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreek gelei en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Dan skryf hy verder, daar was vir my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, en dikwels was ek sonder kos, sonder skeiding of bedekking teen koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. Dink jy het bekommernisse en dink jy kry swaar? Kyk maar net na Paulus. En hy het met vreugde geskryf, uit die tronk uit verbly hulle in die Here. Daarom is dit merkwaardig dat Paulus soos volgens sy eie lyding 'n vervolging kon verwys. Dis hoe hy gelei het. Nou hoor wat sê hy van sy eie lyding. Hy sê, want ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en 'n alles oortreffende ewige heerlikheid. Hy verwys na sy ligte en tydelike verdrukking. Al daai goed wat hy deurgemaak het. Paulus se verstaan en begrip van die heerlikheid wat wag op God se kinders het gemaak dat hy sy eie lyding as lig en tydelik beskryf het. Paulus noem die heerlikheid wat wag vir God se kinders gewigtig, ewig, alles oortreffend. Ons het verlede week ook daarby dit aangeraak. As mede-erfgename met Christus sal ons in heerlikheid met verheerlikte liggame saam met Christus op die nuwe aarde regeer. Verlede week, ons gaan selfs oor die engele en oor die wêreld oordeel as mede-erfgename van Christus. Geliefdes, dit gaan die hartseer en pyn en lyding van ons beproewing soos mis voor die son se strale laat verdwyn. Dit gaan in 'n oomblik gaan jy alles vergeet. Dink 'n bietjie mense wat gemartel word vir jare. In 'n oomblik kan dit verdwyn. Alistair Beck, Skotse prediker in Amerika, gereformeerde prediker, hy sê, one moment of eternity will take care of a lifetime of suffering. Just one moment. Esther Kerr Rastoy se lied When We See Christ, het dit in die 41 geskryf, sê dit alles. Hy sê, one glimpse of his dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ.
One glimpse of his dear face, all sorrow will erase. Sy verdwyn. Johannes skryf daaroor. Johannes sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, maar dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Wat ons weet, is dat wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Op daardie oomblik, wat ons vir Jesus sien, van aangesig tot aangesig, dan gaan die laaste gedeelte van die verheerliking plaasvind, die verandering. Dan gaan God jou verander, dan gaan jy soos hy wees, wanneer jy hom sien. En dan gaan alle lyding en beproewing in die niet verdwyn. Dit wat nou vir jou so erg is, wat vir jou voel, jy kan nie dit langer dra nie. Dit gaan in die niet verdwyn. Dit kan eintlik nie onder woorde gebring word nie. Ons praat eintlik oor iets waarvan ons baie min weet. Daarom skryf Paulus in die Korintiërs in die halve Jesaja aan 1 Korintiërs 2:9. Hy sê wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Kan jy sien hoe dom is dit as jy leef vir die aarde? Dan wys Paulus vir die gelowiges in Romeine 8 vers 19, dat dit nie net hulle is wat uitsien na die heerlikheid wat wag met Christus se koms nie. Hy sê die skepping sien ook uit. Baie interessant. Personifikasie. Skepping is nie 'n persoon nie, hy praat asof die skepping persoon is. Hy sê, met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Die skepping wag met vurige verlange dat God bekend sal maak wie is sy kinders. Die onpersoonlike skepping, die aarde, die plante, die diere, die visse, wag met vurige verlange dat God bekend sal maak wie is sy kinders. Die 53 vertaling, ek hou baie van die vertaling, stel baie treffend, want die skepping wag met reikhalsende verlange. Nou reikhalsend is waarskynlik 'n woord wat die kinders glad nie sal ken nie. Reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Dit beteken met uitgerekte nek. Dis soos iemand wat homself uitstrek om te kan sien, om eers te kan sien. Met uiterste gretigheid en amper ongeduld, wanneer gaan God bekend maak wie sy kinders is. En selfs in die Ou Testament word die opgewondenheid van die skepping uitgebeeld. In afwagting op die eindoordeel, wanneer God sal bekend maak wie sy kinders is. Psalm 96, jy kan Psalm 98 ook gaan lees. Psalm 96 begin met, laat die hemel bly wees en die aarde juig. Laat die see en alles daarin dit uitbasuin. Laat die veld en alles daarop jubel. Dan sal alle bome in die bos van vreugde uitroep voor die Here. Hoekom? Want hy kom, ja hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en volke oor die inkomstig sy trou. Die skepping wag met opgewondenheid vir die oordeelsdag. Dan gaan God se kinders bekend gemaak word. Dan gaan alles verander. God se kinders is grotendeels verborge vir die res van die wêreld. Hulle is oral, maar hulle staan nou nie uit. As jy nou 'n boksie smaties oopmaak, dan sien jy die rooietjies duidelik van die blouetjies. Nou, God se kinders is nie altyd so duidelik nie. Partykeer skitter hulle, partykeer is hulle maar vaal. Hulle is baie keer verborge. Hulle is oral, maar in die einde van die dag weet net God wie almal in Christus aan hom behoort. Timoteus sê, Paulus, die Here ken die wat aan hom behoort. Hy weet presies. Jesus beskryf vir ons die aanloop tot die bekendmaking van God se kinders met sy wederkoms. Ons lees, God sal sy engele stuur met luide trompet geskal en hulle sal sy uitverkorenes uit die 4 windrigtings versamel. Kan jy jou dit voorstel? Mense staan op met hulle grafte uit, hier is die engele, blaas op hulle trompet en hulle maak die kinders van die Here bymekaar. En by die eindoordeel sal Jesus die name van God se kinders openlik bekend maak. Op een plek in die evangelie staan daar, dit sal uitgebasuin word. Jy behoort aan die Here. Matteus 25 lees ons iets daarvan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my Vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Stel jou dit voor. Wat 'n geleentheid sal dit nie wees nie.
Geen prysuitdeling of Hollywood Academy Awards of bekendmaking van die Springbok span of gradeplegtigheid kan jou voorberei vir wat daar gaan gebeur nie. Hoe sal dit wees as jou naam daar uitgelees word? Dan in Romeine 8 vers 21 gee Paulus die rede hoekom die skepping verlang na die bekendmaking van God se kinders. Hoekom wag die skepping met 'n uitgerekte nek om te kyk wanneer gaan dit gebeur? Dan lees ons, die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. So die rede hoekom die skepping wag op die bekendmaking van God se kinders is omdat die ganse aarde en skepping dan vrygemaak sal word van verganklikheid. Verganklikheid. Die nuwe hemel en die nuwe aarde waarop Christus saam met sy kinders sal regeer, sal vry wees van verganklikheid. As iets verganklik is, dan gaan dit tot niet. Verganklikheid, dood, lyding, sonde. Die nuwe skepping gaan vry wees van verganklikheid en bekleed wees met 'n heerlikheid wat pas by die kinders van God, wat verheerlikte liggame gaan hê. Maar kom ons kyk eers, wat behels die verganklikheid, waarvan die skepping hoop om vry te kom. Verslawing aan verganklikheid is die feit, as jy nou net na die skepping kyk, dat alle diere, voëls, visse en ook plante onafwendbaar afstuur op die dood. En eintlik tot niet gaan en sterf. Deur voortplanting en sade kom daar weer lewe, maar die siklus van lewe en dood is in die skepping ingebou. Dis onafwendbaar. Dis die verslawing aan verganklikheid. Alles wat lewe gaan doodgaan. 'n Boom kan 800 jaar oud word, uiteindelik gaan hy doodgaan. Dan is daar 'n nuwe enetjie. Alle diere gaan doodgaan. En party spesies en diere en plante sterf soms heeltemal uit. Dis die verganklikheid wat ingebou is in die skepping. So die skepping sien is uit na 'n nuwe hemel en aarde waar daar geen dood sal wees nie. Niks sal doodgaan nie. En wil daarvan verlos word. En in vers 20 gee Paulus die rede vir die verganklikheid van die skepping. Waar kom die verganklikheid vandaan? Vers 20 sê Paulus, want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daarin onderwerp het. Die rede vir die skepping se verslawing aan verganklikheid, naamlik die siklus van lewe en dood, by mens, dier, vis en plant in die skepping, is omdat God die skepping in sy totaliteit, die hemel en die aarde, aan sinloosheid onderwerp het. God self het die skepping onderwerp aan sinloosheid. Nou die sinloosheid waaraan God die skepping onderwerp het gebeur na Adam en Eva se sonde. Nou, daar staan nie uit eie keuse nie. Die aarde, die skepping het nie hierin 'n keuse gehad nie. Glad nie. Ons lees in Genesis 3:17, vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit bestaan maak jou lewe lank. Deur die sonde kom die dood. Dis die vloek. Toe God die vloek uitspreek na Adam en Eva se sonde, toe het alles verander, ingrypend die totale kosmos. Die skepping het nie 'n aandeel of keuse gehad nie, want God het die aarde vervloek as gevolg van Adam en Eva se sonde. Die skepping is goed geskep, daar was nie dood nie. En het onherroepelik verander. Die dood en verganklikheid het met die vloek gekom. En God se skepping is aan sondeloosheid, aan sinloosheid en doelloosheid oorgegee. Hoekom sinloosheid? Dit is tog nie al sinloos wat ons rondom ons sien nie. Sinloosheid en doelloosheid in die sin dat die aarde en die skepping na die sondeval nooit sy God gegewe doel sou kon bereik waarvoor God dit oorspronklik geskep het nie. Dit is nog steeds God se aarde. Ons moet dit nog steeds oppas. En ons sien so hier en daar dat die doel van God bereik word, maar nie soos dit oorspronklik bedoel is nie. Daarom is dit sinloos en doelloos. En daardie sinloosheid en doelloosheid van die skepping vind ons ook by mense, wat in hierdie godvyandige en gebroke wêreld leef, en daarin sin probeer vind sonder die hoop wat die Here Jesus gee. As jy in hierdie wêreld leef sonder die Here Jesus, en jy probeer sin maak,
'n doel kry daaruit, dan is dit geweldig hartseer. In Prediker 2 vers 11 beskryf Salomo iets van die doelloosheid en die sinloosheid van mense wat sonder die hoop van Jesus in hulle harte lewe. Salomo skryf, ja, daar is die slide oor die sinloosheid en die doelloosheid by mense. Hulle word gebore, hulle leef en hulle gaan dood. Baie filosowe kyk daarna en sê, dit maak glad nie sin nie. Prediker skryf Salomo, dan sê hy, maar ek het nagedink oor al die werk wat my hande verrig het en die inspanning waarmee ek my afgesloof het om dit tot stand te bring. En kyk, alles was sinloos en gejaag na wind. Dit het geen voordeel ingehou onder die son nie. En in Psalm 49 beskryf ook hierdie sinloosheid en doelloosheid. Ek vat net so 'n greep daaruit. 'n Mens sien immers dat wyse mense sterf saam met die dwaas, vergaan hulle en laat hulle besittings aan ander na. Hulle graf is hulle tuiste vir altyd. 'n Mens met skatte is nie blywend nie. Hy's net soos die diere. Hulle gaan ten gronde. Hulle liggame is bestem vir vertering deur die doderyk, ver van hulle indrukwekkende wonings. As jy in 'n baie groot luukse huis gebly het, 'n kus onder die grond is jou eindbestemming. Of as hulle jou veras, so klein kussie. Die bekende akteur Woody Allen, hy is 89 jaar oud, uitgesproke ateïs, oor die 40 films gemaak, en in al sy films is half so swartgallig, en hy val vas by hierdie sinloosheid en doelloosheid in die skepping. En hy het al in die 78 het hy al gesê, the fundamental thing behind all motivation and all activity is the constant struggle against annihilation, uitwissing, and against death. It's absolutely stupefying in its terror. Dit is verstommend, oorweldigend, skrikwekkend. And it renders one's accomplishments meaningless. Die dood maak alles wat jy bereik het tot niet in 'n oomblik. En hy worstel daarmee. Maar dis waar God se kinders verskil. Al lei hulle en moet hulle deur allerlei swaar kry en beproewings in hierdie lewe gaan en al raak hulle oud en hulle sien die dood kom nader, bring geloof in die Here Jesus sin en hoop vir hierdie lewe en die lewe hierna, want Jesus leef en hy het opgestaan. Daarom skryf Paulus anders as Woody Allen, sê hy, my geliefde broers, wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. Dis 'n man wat tente gemaak het en wat geweldig gelei het. Hy sê, dit is nie te vergeefs nie. En aan die Kolossense skryf Paulus ook, hy sê, wat julle ook al doen, werk met geesdrif soos vir die Here. In die wete dat julle 'n erfdeel as beloning van die Here sal ontvang, want julle staan in diens van die Here Jesus Christus. En dit bring sin in dit waarmee jy elke dag besig is. In diens van Christus. Dit bring sin en hoop in jou lewe. Dit beteken jou lyding, jou pyn en jou swaar kry en jou beproewings en jou arbeid vir die Here het sin en betekenis, want dit loop uit op 'n hemelse heerlikheid saam met God. En dit is die hemelse heerlikheid waarna die skepping uitsien. Dan sal die skepping ook bekleed wees met hemelse heerlikheid, wat pas by die vryheid van die verheerlikte liggame van die kinders van God. En daarom gaan die nuwe hemel en aarde ingrypend verskil van die hemel en aarde wat ons tans beleef, wat onder 'n vloek van sonde is. Die nuwe hemel en aarde gaan as die woonplek van God en sy kinders ook 'n verheerlikte status hê. Daar sal geen doelloosheid en sinloosheid wees nie, want sonde, verganklikheid, dood, siekte, lyding, hongersnood, droogte en natuurrampe sal nie meer daar wees nie. Ons probeer hierdie wêreld, as jy in die geskiedenis gaan lees, dan dink hulle gaan die goed nou uitroei en hulle gaan van die aarde hierdie wonderlike woonplek maak. Dit gebeur net nie. Hulle kan dit nie regkry nie, want die sonde lê in die hart en God het dit onderwerp. So maak nie wat ons probeer doen nie. Ons sal dit nooit volmaak regkry om hierdie utopia te skep nie. Daarom sien die skepping met reikhalsende verwagting uit dat Jesus sal kom en sal bekend maak wie sy kinders is. En deur die eeue het God geweet dat sodra die mensdom se sondeprobleem deur Jesus se kruisdood en opstanding opgelos is, sal Jesus se wederkoms 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde tot stand bring. Die Ou Testament profeet
Jesaja het dit reeds 700 voor Christus voorspel. Nou baie interessant, Jesaja het Jesus se geboorte voorspel, dit is vervul. Jesaja het Jesus se kruisiging voorspel, Jesaja 53, dis letterlik vervul, 700 jaar voor Christus gekom het. En Jesaja voorspel ook van die nuwe hemel en die nuwe aarde. In Jesaja 65, ja, ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. En die wat nou daar is, sal daar nie meer gedink word nie. Hulle sal nie onthou word nie. Ek wonder wat Jesaja se vrou gesê as sy die goed lees wat hy skryf oor die goed wat gaan gebeur. In kleurryke taal word die nuwe hemel en aarde in Jesaja 11 vers 6 tot 9 beskryf. Daar sê Jesaja, 'n wolf sal by 'n lam vertoef en 'n luiperd sal by 'n boklam gaan lê. Ons weet dit gebeur hier waar ons is hier. 'n Kalf, 'n jong leeu en 'n vetgemaakte vee bymekaar, 'n klein seentjie sal hulle lei. Van die vertalings vertaal dit met 'n klein kind sal hulle lei en dis hoekom hulle waarskynlik 'n dogtertjie op die prentjie gesit het. 'n Suigeling sal speel by die gat van 'n horingslang en 'n kleuter sal sy hand uitsteek na die nes van 'n kobra. Mense sal nie kwaad doen of hulle wangedra nie, nêrens op my hele heilige berg nie. Dit het Jesaja al gesien 700 jaar voor Christus. Dit gebeur net in flieks, rolprente sal jy sê. Nee, ook op die nuwe hemel en nuwe aarde. En Jesaja gee die rede in vers 9 van hoofstuk 11. Hy sê, want die land sal so vol wees van die kennis van die Here soos water die see bedek. Daar waar ons van aangesig tot aangesig gaan sien. En die beste beskrywing van die nuwe hemel en die nuwe aarde vind ons in Openbaring 21, waar Johannes dit sien in 'n visioen en beskryf. Die Here maak vir Johannes die deur oop, en dan sien hy, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Dis hoe 800 jaar na Jesaja geleef het. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, gaan nie hartseer wees nie. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Die verganklikheid is weg. En dan in Openbaring 22 kry ons 'n merkwaardige teks oor die nuwe hemel en aarde wat aandui dat die vloek van God wat in Genesis 3 vers 17 oor die aarde uitgespreek is, verwyder is. In Openbaring 21 gaan lees, dan kry ons dit daar. Toe het die engel aan my 'n rivier met die water van die lewe gewys. Dit was helder soos kristal, het gestroom uit die troon van God. In die middel staan die boom van die lewe. En die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal geen vloek meer wees nie. Die vloek is verwyder. Die vloek is verwyder deur Christus wat aan die kruis gesterf het. Daar die vloek van God omgetref. En daarom is die vloek verwyder op die nuwe hemel en nuwe aarde. Die huidige aarde sien en die huidige hemel sien uit om bevry te word van verganklikheid, dood en die sinlose bestaan waarin God dit deur 'n vloek onderwerp het. En daarom sal droogtes nie ophou nie. Die Here gaan reën stuur, maar dan gaan weer droogtes kom. En dan gaan rampe kom en dan gaan ellendes kom. Want God het dit daaraan onderwerp. Maar soos wat gelowiges deur lyding heen die koninkryk van God sal binnegaan, sal ook die huidige aarde en hemel as te ware deur lyding heen deel word van God se nuwe skepping. Ook die aarde en die hemel. Ons lees iets daarvan in Romeine 8 vers 22. Daar sê Paulus, ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. Net die vrouens weet regtig wat daar gebeur, die mans weet nie regtig wat daar gebeur. Geboortepyne sê vir ons, deur lyding heen kom daar nuwe lewe in vreugde. Vra maar vir enige moeder wat natuurlik geboorte gegee het aan haar baba. En Jesus het die beeld self gebruik. Hy het gesê, 'n vrou ervaar pyn wanneer sy kraam omdat haar tyd aangebreek het, maar wanneer sy aan die kindjie geboorte skenk, onthou sy nie meer die swaar kry nie, uit blydskap dat 'n mens in die wêreld gekom het. Paulus gebruik ook die beeld om te sê dat die ganse skepping sug vanweë die lyding van geboortepyne as voorspel vir Christus se wederkoms en as te ware die geboorte van die nuwe skepping en die nuwe hemel en aarde. En die bekendmaking van God se kinders. Dit gaan kom met die koms van die nuwe hemel en aarde. En in Matteus 24 praat Jesus van wêreldgebeure wat soos geboortepyne
sal wees en wat sal begin en al hoe meer intens gaan raak. Jesus noem dit so, totdat die einde kom. Hy sê, julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, pas op, moenie verskrik raak nie, want hierdie dinge moet gebeur. Oorloë, gerugte van oorloë, Rusland, Oekraïne, en daar's 'n klomp plekke waar jy nou na die, daar's net nooit vrede nie. Die VVO kan maar besluit net wat hulle wil, en wat se resolusies maak, daar gaan oorloë en gerugte van oorloë wees. Want hierdie dinge moet gebeur, is nog nie die einde nie. Een nasie sal immers teen 'n ander nasie optrek en een koninkryk teen 'n ander koninkryk en daar sal hongersnood wees. En aardbewings op een plek na die ander. Al hierdie dinge is die begin van die geboortepyne. Dis die begin van die geboortepyne. 'n Vrou wat geboorte gee, daar's altyd die begin van die geboortepyne en dan neem dit met intensiteit toe tot net voordat die babatjie gebore word. Praat ek nou asof ek weet. Jesus beskryf hierdie geboortepyne wat net voordat hy kom, noem hy 3 geboortepyne. Die eerste is verdrukking, daar sal groot verdrukking wees. Die tweede is, daar gaan misleiding wees. Valse Christus en valse profete sal na vore kom, tree en groot tekens en wonders doen om te mislei. Mense gaan die woord openlik verdraai, terwyl hy bo op 'n kansel staan. Dis die misleiding waarvan die Here Jesus praat. En ten derde, kosmiese ontwrigting van die heelal, dan is dit amper daar. Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy lig nie gee nie en die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemele sal geskit word. Petrus gee ook sy weergawe en daar's 'n baie mooi beskrywing in Openbaring 6. Maar Petrus se weergawe is, hy sê, op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan en die aarde met alles wat daarop is vergaan en uit dit uit gaan die nuwe hemel en aarde na vore kom. En Jesus bevestig dit as die waarheid. Hy sê die hemel en die aarde sal tot 'n einde kom, maar my woorde sal beslis nie tot 'n einde kom nie. Jesaja het Jesus se geboorte voorspel, hy het sy kruisiging en sy lyde voorspel, hy het sy wederkoms voorspel. Die eerste 2 is vervul. Ons wag net vir die laaste ene. En dan is die geboortepyne verby en die wederkoms van Jesus breek aan. En dan het Jesus self gesê, die teken van die seun van die mens sal in die hemelruim verskyn. Dit wil sê jy hoef nie op die televisie te kyk om te hoor, het gekom nie, jy gaan dit sien. En dan sê Jesus, sal al die stamme van die aarde, die seun van die mens en kom op die wolke van die hemel met krag en heerlikheid. En met Jesus se kom sal God die nuwe hemel en die aarde skep waar God en sy kinders met hulle verheerlikte liggame sal woon. Ek wil afsluit. Ek hoop hierdie perspektief help u om elke dag voluit vir die Here Jesus te lewe. En dat as gelowige sin is, hulle sal lyding, hulle sal swaar kry. Die ganse skepping wat deur God vervloek is as gevolg van sonde, wag dat God bekend sal maak wie sy kinders is, wat saam met hom op die nuwe hemel en aarde gaan woon. Glo jy dit regtig? Verwag jy dit? Meer as dit is daar by jou 'n verlange na die Here Jesus se wederkoms, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Wanneer mense in lyding is, baie keer, dan verlang hulle na dit. En die negerslawe wat Christene was, hulle het hierdie bekende Negro spiritual lied geskryf, Oh when the saints go marching in, meeste van u sal dit ken. Oh when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. Oh when the sun refused to shine, dis wanneer die son gaan val. Oh Lord, I want to be in that number. Oh when they crown him Lord of all, oh Lord, I want to be in that number. Wanneer die son uit sy wentelbaan geruk word met die Here Jesus se wederkoms en Jesus gekroon word as Here en koning van die heelal, gaan jou naam uitgelees word wanneer God bekend maak wie sy kinders is. Gaan jy deel wees van God se kinders wat die nuwe hemel binne marcheer? Ek sluit af met Paulus se woorde in Romeine 8 vers 23. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Geliefdes, dan maak die lewe sin en het jy iets om voor te lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader,
Ons aanbid U en ons staan verstom voor die rykdom en die heerlikheid van U woord. U woord wat lewend en kragtig is soos 'n tweesnydende swaard. U woord geïnspireer deur die Gees. En U woord wat oor eeue stand gehou het en ons, as ons terugkyk, sien ons hoe dat U woord tot vervulling gekom het. Ons wag vir hierdie laaste woord om tot vervulling te kom. Ons is in die eindtye, Here. Ons wag vir die koms van die Here Jesus en die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dankie dat U vir ons uit genade geroep en gered het om aan U te behoort. Rig ons harte op U. Ja, Here, U, deur die Gees getuig U in ons harte dat ons U kinders is. U Gees roep in ons harte, Abba Vader, om te bevestig dat ons aan U behoort. En as daar vanoggend van ons sit wat twyfel, bid ek net dat U deur U Gees vir ons na U toe sal trek, dat ons U sal soek met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, totdat U deur U Gees in ons binneste openbaar, ons behoort aan U, ons is U kinders. Rig ons harte op U, Here. En lei vir ons dat ons in hierdie wêreld, maak nie saak wat oor ons pad kom nie sal vaskyk teen die mis van lyding en beproewing en swaar kry of wat ook al nie, maar dat ons oë gerig sal bly op die son van geregtigheid wat spoedig oor ons gaan skyn. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons gee geleentheid vir die